Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die bemoediging van ons redding. Die bemoediging van ons redding en ons skrifgedeelte is uit 1 Tessalonisense 5 vers 9 tot 11. 1 Tessalonisense 5 vers 9 tot 11. Maar voor ons dan nou by die woord kom ons maak net weer ons oë toe. Hemelse Vader, kan ons U ooit genoeg dankie sê vir wat U vir ons gedoen het, vir ons redding, vir U daaglikse beskerming, dat U ons bewaar, dat U vir ons wonderlike dae skenk. En Here, gee dat ons hierdie dae sal gebruik tot eer en verheerliking van U alleen. En Here, vanmôre wil ek weer eens vra dat U elkeen wat vanoggend luister, sal seën. Seën elkeen, Here, met 'n geopende oor om die boodskap te hoor, verstand wat geopen is om dit te verstaan, Here, en harte wat wyd oop is om hierdie boodskap te ontvang en te bewaar. En Here, dan vra ek weer eens, asseblief Vader, wil U deur my spreek, dat dit nie ek is wat spreek nie, maar U alleen. In Jesus naam, amen. Geliefdes, in 'n wêreld waar slegte nuus en ernstige probleme van reg oor die wêreld daagliks deur verskeie nuusbronne in ons lewens instroom, is dit maklik om mismoedig en depressief te raak. Dit lyk dikwels asof die goddelose voorspoedig is terwyl die godvreesende ly. En ons voel dalk lus om saam met Dawid uit te roep in Psalm 13 vers 2, wanneer hy sê, hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Miskien vul selfs die gedagte aan Christus se wederkoms en die finale oordeel jou met angs eerder as bemoediging en hoop. Hoe kan jy seker wees dat die dag van die Here goed vir jou sal wees en nie 'n verskriklike oordeelsdag nie? In 1 Tessalonisense 5 vers 8 sê Paulus dat ons as gelowiges die hoop op die saligheid as 'n helm moet opset. En dit verwys na die toekomstige aspek van ons redding, wanneer Christus terugkeer en ons altyd by die Here sal wees, soos ons in hoofstuk 4 vers 17 gesien het. En hy het sopas hierdie tyd of daardie tyd beskryf as die dag van die Here, wat skielik en onverwags en onontkombaar oor diegene in geestelike duisternis sal kom. Maar dit sal ons, wat kinders van die lig en dag is, nie verbaas nie. Ons moet waaksaam en nugter wees, terwyl ons in afwagting van daardie groot dag leef. Maar selfs so mag sommige Christene dalk 'n bietjie angstig oor daardie dag voel. Hulle is bekommerd. En sê, wat as my lewe nie aan die vereistes voldoen nie? Wat as my geloof in Christus 'n bietjie wankelrig is, of my liefde vir God en vir ander 'n bietjie lauwarm of selfs koud is? As ons verlossing gebaseer is op ons prestasie, dan mag ons angstig wees oor daardie komende dag. Maar Paulus herinner ons dus aan die basis van ons verlossing en hy spoor ons aan om mekaar aan te moedig en op te bou met hierdie waarheid. Wat sê, aangesien ons verlossing gebaseer is op God se doel, op God se voorsiening en God se belofte, moet ons mekaar aanmoedig en opbou met hierdie wonderlike waarheid. So kom ons kyk nou, dat ons verlossing is gebaseer op God se doel. Vers 9 van 1 Tessalonisense 5 sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En die werkwoord wat as bestem vertaal word, beteken om iemand te bestem of aan te stel tot of vir iets, volgens die Greek English Lexicon of the New Testament. En dit word gereeld gebruik vir God se soewereine bepaling van gebeure, volgens dieselfde boek. En Jesus gebruik dit met verwysing na die apostels. In Johannes 15 vers 16 sê hy, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. En
Paulus gebruik het om te verwys na sy aanstelling as apostel in 1 Timoteus 2 vers 7. In Hebreërs 1 vers 2 sê dat God Christus as erfgenaam van alles aangestel het. En Petrus in 1 Petrus 2 vers 8 gebruik het met verwysing dat diegene wat oor Christus struikel omdat hulle ongehoorsaam aan die woord is, en dan verduidelik hy, en tot hierdie verdoemenis is hulle ook aangestel. En al hierdie gebruike plus nog ander in die woord verwys na God se soewereine bepaling van iemand vir sy eie besondere doeleindes. Volgens G.K. Beale in sy 1 en 2 Thessalonians. En dit word die leerstelling van predestinasie of die uitverkiesing genoem. Baie Christene struikel daaroor dikwels omdat hulle dit nie reg verstaan nie. Dit beteken nie dat ons vooraf geprogrammeerde robot is wat nie in staat is om werklike keuses te maak. Die Bybel leer duidelik dat ons almal keuses maak waarvoor ons verantwoordelik is. En niemand kan God of sy ouers of sy omstandighede blameer vir die onverstandige of sondige keuses wat hy maak nie. Terwyl ons almal beïnvloed word deur ons opvoeding en ons omstandighede en ons persoonlikhede en baie ander faktore buite ons beheer, is ons steeds verantwoordelik vir die keuses wat ons maak. En wat predestinasie of die uitverkiesing beteken, is dat God 'n plan of 'n doel vir die eeue het, en dat hy daardie plan kan en sal uitvoer. Niemand sou oorweeg om 'n huis te bou sonder gedetailleerde planne nie. Dit is ondenkbaar dat die een wat die heelal in bestaan gespreek het, dit gedoen het sonder 'n doel of plan vir wat hy kies om deur sy skepping te bereik. Die Bybel bevestig dit herhaaldelik. Aan die einde van sy beproewing het Job die Here geantwoord en gesê in Job 42 vers 2, ek weet dat hy alles kan doen en geen plan vir die onuitvoerbaar is nie. In Psalm 33 vers 11 bevestig, sê die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. In Psalm 103 vers 19 verkondig, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. In Psalm 115 vers 3 antwoord die nasies wat vermetel vra, waar is dan hulle God? Met die volgende, terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. In Jesaja 14 vers 24 beweer aangaande die ondergang van die magtige Babylon, hy sê, die Here van die leerskare het gesweer en gesê, waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit, en soos ek besluit het, kom dit tot stand. En dan in Jesaja 46 vers 10 verklaar God, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. En aangesien God se heerlikheid deur sy verlossingsplan sentraal staan, en waarom hy die heelal geskep het, is dit weer eens ondenkbaar dat hy die uitkoms van daardie plan aan die keuses van gevalle, opstandige sondaars se oorlaat. Paulus sê dat Satan die ongelowiges van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. 2 Korintiërs 4 vers 4. En dan sê in 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En in Romeine 7 of 8 vers 7 tot 8 sê, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hierdie verse toon dat as iemand gered gaan word, dit slegs kan gebeur, omdat God dit voorbestem en veroorsaak het. En die Bybel stel dit duidelik in Efesiërs 1 vers 4 tot 6, wanneer dit sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. En ons lees in Romeine 8 vers 29 en 30, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Die hele verlossing, van begin tot einde, kom van God, sodat hy al die eer kan kry.
En God se voorkennis beteken nie dat hy vooraf geweet het wie hom sou kies en daarom het hy hulle op sy lys gesit nie, soos wat sommige dan nou verklaar nie. Want dit sou beteken dat hy sy plan opgestel het gebaseer op die keuses van sondaars, wat, soos ons sopas gesien het, nie in staat is om Christus te kies nie. Dit sou beteken dat God hierdie geskiedenis geloer en uitgeroep het, o goed, Paulus van Tarsus gaan my kies. Ek het hoop dat hy dit sou doen, want ek het geweet hy sou 'n goeie apostel maak. Nee. Eerder soos Jeffrey Bromley verduidelik in sy Evangelical Dictionary of Theology, sê hy God se voorkennis hou verband met sy wil en mag. Wat hy weet hy nie bloot as inligting nie. Hy is nie bloot 'n toeskouer nie. Wat hy vooruit weet, verorden hy. Hy wil dit, in ander woorde, sy wil laat dit geskied. En Paulus het reeds God se keuse van die Tessalonisense genoem en die feit dat God hulle tot redding geroep het, soos ons gesien het in 1 Tessalonisense 1 vers 4 en weer in hoofstuk 2 vers 12 en weer in hoofstuk 4 vers 7. En hy sal hierdie waarhede weer herhaal in 2 Tessalonisense 2 vers 13 tot 14, waar hy sê, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Nou waarom beklemtoon Paulus dit so dikwels? Is dit net 'n teologiese punt wat nie veel praktiese waarde het nie? Definitief nie. Dis die basis van ons verlossing. Dit beteken dat God se liefde op jou gevestig het en 'n glorieryke toekoms vir jou voorberei voor die grondlegging van die wêreld. Hy het sy eie seun gestuur om die prys te betaal wat nodig is vir jou verlossing van sonde. Dis is jou verlossing van God se toorn veilig, nie as gevolg van jou swak greep op God nie, maar omdat hy dit beplan het en hy dit sal voltooi, soos Filippense 1 vers 6 sê. En soos Jesus verklaar het in Johannes 6 vers 37 tot 40, al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Maar voordat ons vers 9 verlaat, let ook daarop dat 2, en slegs 2 finale bestemmings vir alle mense is: verlossing of toorn. En in die konteks is toorn die teenoorgestelde van die ewige lewe van verlossing. Met ander woorde, dit verwys na die ewige toorn van God, soos ons ook sien in Matteus 25 vers 41, Markus 9 vers 7 en 48, Openbaring 20 vers 10 tot 15 en Johannes 3 vers 16. Want God se toorn is sy vaste teenkanting teen alle sonde. En redding verwys na al die seëninge wat God aan sy uitverkorenes beloof, soos ons onder andere sien in Efesiërs 1 vers 3, Romeine 8 vers 28 tot 39, 1 Korintiërs 2 vers 9. In Johannes 3 vers 36 kontrasteer hierdie twee teenoorgestelde bestemmings baie duidelik, want ons lees daar, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Ek het eendag geluister na 'n preek deur 'n pastoor wat gesê het dat hy nie glo in die ewige bewuste straf van goddeloses nie. Hy het gesê dat hulle of vernietig sal word, met ander woorde net sal ophou bestaan, of hulle sal uiteindelik met Christus versoen word. En hy was nie seker van watter siening hy werklik glo nie. En terwyl ewige straf 'n moeilike leerstelling is dit werklik onontkombaar in God se woord. In Matteus 25 vers 46 het Jesus sy toespraak oor die eindtye afgesluit deur te sê, en hulle, met ander woorde die goddeloses, sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. En net 'n paar verse vroeër in vers 41 het Jesus gesê dat die goddelose gewerp sal word in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. En as die ewige lewe vir ewig duur, dan duur die ewige straf en die ewige vuur ook vir ewig. En Paulus se eerste punt is dus dat ons verlossing gebaseer is op God se ewige doel wat nooit kan faal nie. En as jy so vra, hoe kan ek weet of God my vir verlossing bestem het, is my antwoord, as jou vertroue in Christus alleen is, dan is jy vir verlossing bestem. En tweedens, ons verlossing is gebaseer op God se voorsiening
deur die dood van ons Here Jesus Christus. En Paulus sê dat verlossing is deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het in 1 Tessalonisense 5, die tweede deel van vers 9 en vers 10. En as 1 Tessalonisense Paulus se vroegste geskrif was, dan is dit die eerste keer in sy geskrifte dat hy die spesifieke middel noem waardeur Christus ons verlossing verkry. En deur dit hier kortliks terloops te noem, kan ons aanneem dat Paulus dit beklemtoon het toe hy in Thessalonika was. En ook in Handelinge 17 vers 3 som Lukas Paulus se prediking in die sinagoge daarop. En hy sê hy het met hulle geredeneer uit die skrif en hy sê en verduidelik en bewys dat die Christus moes ly en uit die dood opstaan en gesê hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. So die plaatsvervangende dood van Christus is die kern van die evangelie. Soos Johannes 3 vers 16 vir ons sê en Galasiërs 2 vers 20 ook. En iemand mag jou vra of dalk wonder jouself, waarom moes Jesus vir ons redding sterf? As iemand my te nakom, kan ek hom immers net vergewe. Waarom kon God ons nie vergewe sonder dat Jesus hoef te sterf nie? En die antwoord is, as God nie alle sonde gestraf het nie, dan sou hy nie heilig en regverdig wees nie. En as die regverdige regter van die heelal het hy verklaar dat die loon van die sonde die dood is. En dis nie net Romeine 6 vers 23 wat dit sê, in Genesis 2 vers 17 sê dit ons, Esegiel 18 vers 20, en Romeine 1 vers 32 ook. En aangesien ons almal al baie keer gesondig het, verdien ons almal die dood, wat uiteindelik ewige skeiding van God in die poel van vuur is, volgens Openbaring 20 vers 10 tot 15. Maar in sy groot liefde en genade het God vir Jesus sy ewige seun gestuur om die straf te dra wat ons verdien. En soos Paulus dit in Romeine 5 vers 8 verduidelik, maar God bewys sy liefde teenoor ons deurdat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dit beteken dat ons redding nie gebaseer is op hoeveel goeie werke ons kan opstapel of hoeveel verdienste ons kan versamel nie. Dit is eerder gebaseer op God se genadige keuse van ons in sy voorsiening van Jesus Christus om ons sondes aan die kruis te dra. En Petrus maak dit ook duidelik in 1 Petrus 2 vers 24 en 1 Petrus 3 vers 18. En dan die goeie nuus in die bekende Efesiërs 2 vers 8 tot 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Of dan soos die geliefde en bekende Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Redding, wat verlossing van God se toorn of verganklikheid beteken, is God se vrye geskenk aan almal wat in Jesus en sy dood vir hulle sondes glo. Maar hoe weet ons dat dit waar is? Miskien is dit net Paulus se wensdenkery. En dit bring ons by die derde punt, ons redding is gebaseer op God se belofte van die ewige lewe. Nadat hy verklaar het dat Christus vir ons gesterf het, voeg Paulus by in die tweede gedeelte van vers 10 in hoofstuk 5, dat of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. In ander woorde, as ons saam met Christus sal lewe, beteken dat hy vir ewig lewe. En God het Jesus uit die dood opgewek en ons hele geloof berus op daardie historiese waarheid. Want Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. En Jesus het herhaaldelik beide sy eie dood en opstanding voorspel, byvoorbeeld in Matteus 16 vers 21. En in die bofortrek het hy vir die angstige bedroefde disippels gesê, soos ons in Johannes 14 vers 18 tot 19 lees, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Jesus het daardie belofte nagekom deur homself aan die disippels te openbaar na sy opstanding. Hulle was so vol vertroue dat Jesus opgestaan het en weer kom, dat hulle bereid was om te ly en te sterf vir daardie waarheid. Ons verlossing is gebaseer op God se belofte van die ewige lewe aan almal wat glo, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 3.
En in ons teks verwys die toekomende tyd, wat sê ons sal saam met hom lewe, verwys dit na die hoogtepunt van ons verlossing, wanneer Jesus weer kom, soos ons in 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 17 gesien het. Maar ek moet hier 'n interpretatiewe saak, is 'n groot woord, waar het ek aan dit gekom? Ons moet hierdie saak van in vers 10 opklaar, want 'n paar argumenteer dat Paulus met die frase of ons waak en of ons slaap bedoel, soos hy in die eerste vers 8 bespreek het, eerste 8 verse van hoofstuk 5 bespreek het, of ons geestelik wakker is en Christus se koms verwag, of geestelik kan hy slaap en ongevoelig is vir sy koms, ons sal saam met hom lewe wanneer hy kom. Met ander woorde, aangesien ons verlossing gebaseer is op Christus se voltooide werk, kan dit nie nietig verklaar word deur ons gebrek aan gereedheid nie. Maar so betekenis ondermyn die aansporing tot geestelike waaksaamheid wat Paulus sopas gegee het. Heeltemal. F.F. Bruce in sy Word Biblical Commentary on 1 and 2 Thessalonians stel dit sterker. Hy sê dit is belaglik om te veronderstel dat Paulus bedoel of julle nou soos kinders van die lig of soos kinders van die duisternis leef, dit sal min verskil maak, julle sal uiteindelik reg wees. Die Bybel leer eerder konsekwent dat diegene wat nuwe skepsels in Christus is, anders as die wêreld sal leef. Dis nie outomaties nie, anders sou daar nie die vele vermaanings tot gehoorsaamheid wees wat ons in die Nuwe Testament vind nie. Maar as God jou hart deur die nuwe geboorte verander het, kan jy nie gemaklik of selfvoldaan in sonde leef nie. 1 Johannes 3 vers 9 maak dit duidelik. En 1 Johannes 2 vers 3 tot 4 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. So wanneer Paulus dus sê, of ons waak en of ons slaap, bedoel hy dit in die sin van 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17, waar hy van ons moet sê, of ons nou lewe wanneer Christus kom, en of dat ons gesterf het voordat hy kom. En die Griekse leksikon en die meeste kommentators interpreteer dit ook so. Met ander woorde, lewend of dood, ons sal ewige opstandingsliggame kry, wanneer Jesus terugkeer en vir ewig saam met hom lewe. En dit is God se belofte aan almal wat in Jesus glo. En dan sluit Paulus af met 'n praktiese vermaaning, en dis ons 4de punt. Ons moet mekaar aanmoedig en opbou met hierdie wonderlike waarheid van verlossing. Want vers 11 van 1 Tessalonisense 5 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. En toe Paulus die Tessalonisense aangespoor het om so te wandel dat hulle God behaag, het hy bygevoeg, onthou julle in hoofstuk 4 vers 1, net soos julle ook wandel. En toe hy aangespoor het om mekaar lief te hê, het hy erken in 1 Tessalonisense 4 vers 10, want julle doen dit ook teenoor al die broeders. Met ander woorde hier, waar hy hulle aanspoor om mekaar aan te moedig en op te bou, voeg hy by, soos julle ook doen. En in elke geval probeer hy ons motiveer om nog meer uit te blink, soos hy vir ons in 1 Tessalonisense 4 vers 1 en vers 10 sê. Want ons het altyd ruimte nodig om te groei in die behaag van God, om mekaar lief te hê en om mekaar aan te moedig en op te bou. En om aan te moedig beteken om voortdurend deur jou woorde te versterk, soos Leon Morris in the first and second epistles to the Thessalonians vir ons sê. En om op te bou impliseer die behoefte aan voortdurende groei in die dinge van God. En Paulus kombineer die konsep van die gebruik van ons woorde om ander op te bou in Efesiërs 4 vers 29, wanneer hy sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En die woord wat vertaal word as vuil beteken vrot. So eerder as om slegte woorde na iemand te slinger, moet ons woorde daarop gemik wees om die ander persoon op te bou volgens die behoefte van die oomblik. En as jy dalk dink maar die ander persoon verdien 'n slegte tomatie, dan voeg Paulus by, sodat dit genade kan gee aan die wat hoor. En genade is onverdiende guns. Ons moenie kwaad vir kwaad of belediging vir belediging vergeld nie, maar eerder 'n seën gee, soos Petrus ook sê in 1 Petrus 3 vers 9. En hierdie proses van aanmoediging en opbou is die verantwoordelikheid van die hele kerk, nie net van die leiers nie. As jy Christus ken, as 'n lid van sy liggaam, is jy verantwoordelik om ander aan te moedig
en te versterk in sake rakende verlossing. Maar die kerk sal slegs kerk wees wanneer elke lid daarna streef om ander lede op te bou. Soos Paulus in Efesiërs 4 vers 15 tot 16 geskryf het, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. En ek wil afsluit. John Stott in sy The Message of 1 and 2 Thessalonians wys daarop dat hoewel die Thessalonisense se probleem persoonlik en pastoraal was, want hulle was bedroef oor die verlies van geliefdes en angstig oor die Here se koms, was sy oplossing, Paulus se oplossing, teologies. Hulle probleem was emosioneel, maar Paulus gee vir hulle 'n stewige dosis van God se soewereine uitverkiesing, die plaasvervangende dood van Christus en sy wederkoms. Met ander woorde, behoorlik verstaan is teologie nie abstrakte, onpraktiese teorieë wat nie met die lewe verband hou nie. Inteendeel, gesonde leer is die fundament vir die oplossing van ons persoonlike en ons emosionele probleme. En ek wil een laaste gedagte met julle los. Die ander met gesonde om ander met gesonde leer aan te moedig en op te bou, moet jy eers daardie waarheid in jou eie lewe leer en toepas. Jy kan nie oordra wat jy nie weet en besit en beoefen nie. Verkondig die evangelie elke dag aan jou eie self. Gaan dieper in jou begrip van Bybelse waarheid in. En wanneer jy konsekwent die bemoediging en die hoop van jou verlossing self ervaar, dan kan jy jou broers en susters met daardie glorieryke waarheid ook aanmoedig en opbou. Amen. Kom ons maak die oop toe. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike boodskap van bemoediging. Here, dat ons kan besef dat daar vir ons hierdie groot bemoediging in ons redding is. Dat ons weet, nie net omdat Christus geleef en gesterf het en die prys vir ons sondes betaal het, maar omdat hy opgestaan het uit die dood, ons hierdie ewige belofte en hierdie ewige hoop het, wat net op Christus alleen rus. Dankie Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het vanoggend saam met my. Mag hierdie boodskap vir julle ook van groot bemoediging wees. Dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. As jy in Christus alleen vir jou saligheid vertrou, as jy in hom alleen glo, dan het jy hierdie wonderlike bemoediging en hierdie oneindige hoop. Mag jy 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet, en as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar. Maar tot dan mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.